so lesing 11 het 2 afdelings, dis hoekom dit die langer ene is, want ek het 2 dinge waarmee ek moet praat, en ek vir jou sê, as 'n klas, moet ons 'n breek hê. Hierdie sal die langste wees van al die lesings wat ek vandag aanbied, want dit is 'n dubbele ene, want dit het te doen met sakramente. Nou, ek en jy sal sommer so liekraak praat van sakramente as die waterdoop en die nagmaal, reg? Nee. As ek vir jou vra, hoeveel heilige sakramente staan in die Bybel? Wat sal jy sê? 2. Die heilige doop en die heilige nagmaal. Alright? Maar voordat ek nou met jou praat oor die sakramente, kan ek net eers iets vir jou vra. Sê vir my, as ons praat van die nagmaal, né? En ons praat oor die doop as 2 sakramente. In kerkliturgie, in kerktaal, ons wat Christene is, ons onderskei tussen 3 dinge. Miskien moet jy dit net aanteken of anders moet jy na die video gaan kyk. Ons onderskei tussen 'n simbool. Ek gaan nou vir jou sê wat is 'n simbool? 'n ritus, R-I-T-U-S, ritus en sakrament. You really need to understand wat ek nou sê. Anders gaan jy altyd, soos 'n verkleermannetjie, as jy weet wat kleer moet jy word nie. Daar's 'n groot verskil tussen 'n simbool, 'n ritus en 'n sakrament. Laat ek dit verduidelik. As ek sê simbool, praat ek van 'n uiterlike teken wat vir 'n innerlike waarheid staan. Ek gaan dit vir jou nou wys. Jy sal dit onmiddellik weet en jy sal saam met my dit hoor. Kom ek gee jou 'n voorbeeld. In die ou dae, as jy die landsvlag gesien het, oranje, blanje, blou, wat het dit aan jou gedoen? Ek is 'n patriot. Ek is 'n Suid-Afrikaner. Nou het ons mos 'n nuwe landsvlag. So wat doen 'n landsvlag? 'n Landsvlag, Amerikaners hulle is gek oor hulle landsvlag. Ek kom baie daar. Hulle is voor hulle huis, hulle is op hulle kantore, is op hulle besighede, op hulle karre, op hulle klere, hulle het dit oral. So 'n simbool, so 'n landsvlag is 'n goeie simbool, want 'n landsvlag staan vir ons almal is een onder daai vlag. Dit is ons simbool. As ons die landsvlag sien, toe ons nou die dag in Amerika was, toe sê hulle, okay, ons is 186 lande van die wêreld by die General Assembly, en hulle sê, elke land van hulle mense moet nou met hulle landsvlag kom stap. Toe stap daar 186 groepe mense voor my verby, almal met hulle vlag. En daar kom iemand aan met Suid-Afrika se vlag, en ek is like, that's our country. Daar gaan hy daar loop. Onmiddellik jy identifiseer. So 'n simbool is byvoorbeeld iets soos 'n landsvlag. 'n ritus is 'n simbool wat gereeld gebruik word. Byvoorbeeld, ek doen dit oor en oor en is veronderstel om 'n heilige betekenis te hê. Ek gaan jou sê wat dit is. Dink byvoorbeeld aan die Pasga van Oud-Israel. Vir hulle was dit die lam wat geslag is, die lammetjie en alles wat daar gebeur, as 'n simbool van toe ons uit Egipte land uitgetrek het. Dis vir hulle iets heilig. Dit het 'n heilige betekenis. Nou as ek nou hier kom en ek sê, broeder, kan ek jou hand skud? Kom asseblief hier. Môre? Baie dankie. Wat sien jy hier? In Bybelse taal, Paulus sê, as gelowiges, kinders van God, gee mekaar die regterhand. Dis 'n simbool van broederskap. We brothers. Maar die simbool het 'n heilige betekenis. We Christians. Kan jy dit sien? So dis hoekom ons mekaar die regterhand. Hy kan ook sê gee mekaar 'n heilige kus. Nie hier nie. Baie dankie broer.
So wat is dit? Jy sal dit baie keer sien, maar die Franse doen dit, maar nie is 'n heilige betekenis nie, that's part of their culture. Alright. Maar nou, wat is die verskil tussen 'n simbool, 'n ritus en 'n sakrament? Want ons praat van die twee heilige sakramente, nie simbole soseer, nie ritus soseer nie, maar sakrament. So wat is 'n sakrament? 'n Sakrament is 'n ritus. 'n Ritus, ons weet wat is 'n ritus. 'n Ritus het 'n heilige betekenis want ek doen dit voortdurend. Ek sal altyd as ek jou sien, vat ek jou hand. Soos elke keer wat Hannes my op die lughawe kry, dan gryp ons mekaar se hand en ons hak mekaar en sê, broer, hoe gaan met jou? Is onmiddellik die ritus word herhaal. Ons groet mekaar. Maar wanneer dit kom by 'n sakrament, is daar iets wat nou gebeur het. Wat gebeur het is, die sakrament is 'n ritus wat 'n bevel geword het. 'n Obligasie. Jy moet dit doen. Jy het nie 'n keuse nie. Volgens Christus se bevel. Hy gee jou nie 'n opsie nie. Hy sê vir jou, jy doen dit. As jy sê jy is my disipel en jy is 'n Christen. So, wat moet ek doen? Want albei sakramente essensieel openbaar twee groot godswaarhede, elkeen op sy eie. Met betrekking tot my saligheid. So die sakrament raak my saligheid. Dit gaan baie verder as net 'n ritus of 'n simbool. Wanneer dit 'n sakrament is, dan is dit iets wat ek doen en dit raak my saligheid. Nou het jy geweet, wat die twee sakramente betref, die een moet jy altyd voortdurend doen en die ander doen jy een keer in jou lewe. Once and for all. Die een moet jy net een keer doen in jou hele lewe. Once. Die ander ene moet jy voortdurend doen. Hier is die antwoord. Wanneer ons praat oor 'n sakrament, waar kom die naam sakrament vandaan? Dit kom van 'n Latynse woord, sacramento, T-O, sacramento. En die woord sacramento is wanneer 'n Romeinse soldaat 'n eed afgelê het en gesweer het op 'n saak. Dan was dit genoem sacramento. Dit is soos 'n eed. 'n Eed van getrouheid. Ek sweer by Rome, ek sal my lewe gee in die oorlog vir volk en vaderland. So, wanneer ek en jy praat van 'n heilige sakrament, dan is dit ons getrouheid aan Christus se bevel. Nie 'n Romeinse keiser nie, of 'n koning nie, maar die koning van die hemel. Jy het nodig om dit te verstaan. Want dan beteken dit, wanneer ek die sakrament onderhou, dan is dit 'n daad van gehoorsaamheid op bevel van my Here Jesus Christus. En dis illustratief, want dit wys vir my saligheid. Oor en oor word my saligheid beklemtoon, om my geloof te versterk. So dit bring 'n geloofswaarheid voor oë en dit illustreer. Byvoorbeeld, kom ons sê, as ek sê, ek onderhou die nagmaal. Die nagmaal, as 'n heilige sakrament. Wat bedoel ek? As ek sê, dis 'n avondmaal. Avondmaal beteken was 'n aandete gewees tydens die Pasga, toe Jesus die Pasga, die laaste Pasga maaltyd gehou het en dit aangepas het en hy dit verander het dat in die toekoms sal dit wees die sakrament van, wat ons vandag sommer sal kortweg sê, die nagmaal.
Wat beteken dit? So, die nagmaal, voordat dit die nagmaal geword het, was mos eintlik eers 'n Pasga maaltyd vir gelowige Jode. Wat Jesus daai aand mos die beker gevat het, toe sê hy, en die brood, toe sê hy, hierdie brood is my liggaam, wat vir julle gebreek word. Hy het dit nooit voorheen gesê nie. Hy het met sy disippels 3 jaar van tevore, elke keer met hulle Pasga gehad in Jerusalem. Hy het nooit gesê nie. Maar hierdie keer, maar is die laaste keer, want môre word hy gekruisig. Hierdie keer toe sê hy, hierdie brood is nou en versinnebeeld. Dit word die simbool. Daai rites wat ons altyd onderhou het, kerels, hierdie word nou 'n bevel. So dikwels as julle bymekaar kom, eet van hierdie brood, want dis my liggaam wat vir julle gebreek word. So wanneer ek nagmaal gebruik, die brood, illustreer dit my saligheid. Iemand het vir my gesterf aan 'n kruis. Wanneer ek van die beker drink, hy sê die beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels julle daaruit drink tot my gedagtenis. So jy moet altyd terugdink aan wat ek vir jou gedoen het. Dit wat op die kruis gaan gebeur. Wat het gebeur? Hy het sy bloed gestort. Hy het 'n doringkroon gedra. Hulle het hom bespot, hy het gelei. So vriende, hier's waar ons is. Hoe belangrik is nagmaal vir jou? Die kerk waar ek vandaan kom, ek gaan nie naam noem nie, maar die kerk waar ek groot geword het elke 3 maande nagmaal gehad. En as jy daai nagmaal mis, kry jy nagmaal 1 keer in 6 maande. Verskriklik. Ons onderhou nagmaal uit gewoonte ten minste 1 keer elke maand. Ten minste 1 keer 'n maand. Nou, ek bedoel daar's kerke wat dit doen elke Sondag. Natuurlik kan 'n mens dit doen. Daar is wel die gevaar dat as jy dit oordoen in 'n sekere mate, kan 'n mens dit ooit oordoen, maar dan word dit later as net 'n gewoonte. Dan dit meer 'n betekenis nie. Nou, vir ons die kerk basies en wêreldwyd, die grootste deel van die kerk van Christus, het elke maand, ten minste eenmal 'n maand, het hulle die sakrament, die heilige sakrament van die nagmaal. So vriende, die nagmaal vir daai rede, en jy sal ook sien daar in jou lesing, dat die nagmaal het dan te doen met 'n herdenking. Want jy herdenk wat Christus vir jou gedoen het. Dit word 'n verkondiging, daar's 'n gemeenskap by betrokke, né? So nagmaal is 'n, en jy sal sien, ek dink op bladsy 38 by julle, ons weet waar die oorsprong van die nagmaal is, hoe Paulus dit net vir ons verduidelik het, né? Maar die nagmaal is 'n herdenking van Christus se kruisdood en opstanding, want die nagmaal sê mos in 1 Korintiërs 11, onthou julle, kan ek jou net gou herinner, daar staan mos, ek het van die Here Jesus ontvang die nag waarin hy verraai is, hy brood geneem en na het hy gedank het hy gebreek en sê, neem dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis, en na die ete die woorde, doen dit sodat julle daai drink tot my gedagtenis, totdat hy weer kom. Dit beteken hy is nie dood nie. Hy kom weer. So die nagmaal verkondig sy dood, maar ook sy opstanding. Iemand wat dood is, kan mos nie weer kom nie. Hy is opgestaan, totdat hy kom, tot sy wederkoms. So ek moet nagmaal gebruik tot op die wederkoms van die Here. Gedurig myself herinner aan wat my Jesus vir my gedoen het. En dan word dit 'n verkondiging, né? Jy is die prediker. Het jy geweet, die oomblik as jy nagmaal gebruik, word jy prediker. Ja, want jy sê deur daai handeling van die heilige sakrament, I believe, ek glo, hy is vir my gekruisig, vir my het hy gelei, vir my het hy gesterf, vir my het hy die dood het opstaan, anders as jy nagmaal gebruik nie. Dis jou belydenis. Dis wonderlik om so belydenis af te lê. En natuurlik daarmee saam, wat ook wonderlik uitspeel, is, dit is 'n gemeenskap, want die Bybel sê in 1 Korintiërs 11, wag vir mekaar. Party mense sê, ek gebruik nagmaal alleen in my kamer, ek en liewe Jesus. Is wonderlik.
Maar ek hoop jy doen dit met ander mense ook, jy en liewe Jesus. Alright? Anders is dit jy in jou eie kerkie daar alleen in jou kamer. Is dit hoe jy dit doen? Natuurlik, ek mag dit doen, as niks aan my fout nie. Ek hoop net, want dit is 'n gemeenskap. Hy sê, wag vir mekaar. In ander woorde, dis fellowship, is 'n gemeenskap van gelowiges. Ons is die kerk van Christus. Ek bedoel, letterlik, die wat hier is, almal van julle wat nou hier sit, julle is die kerk van Christus, of jy nou daarvan hou of nie. Die oomblik as 2 of 3 meer vergader, is ons liggaam van Christus, Corpus Christi saam. En natuurlik word die nagmaal ook 'n selfondersoek. Want is 'n bietjie tyd om hand in eie boesem te steek. Hoekom? Want die Bybel sê, want wie onwaardig eet en drink 'n oordeel oor homself. Hoe gebeur dit? Wanneer word nagmaal 'n oordeel vir my? Hy sê, maar jy moet dit doen. So party mense gaan sê, ek bly eerder weg van die nagmaaltafel, dan drink ek nie oordeel oor myself nie. Goed, maar die Bybel sê, maar die mens moet so homself beproef. So as jy nie nagmaal gebruik, jy beproef jy nie jouself nie. Jy gaan nie wegkom nie, want as jy dan wegkom, dan moet die Here jou beoordeel. Ek sal eerder myself beoordeel as wat God my beoordeel. Want as God my moet beoordeel, dan pak hy al my geraamtes uit die kas uit. As ek myself beoordeel, nou, wanneer gebruik iemand nagmaal onwaardig? Laat my dink aan die vrou, sy sit in die diens, en die diakenleier kom verby, uit sy die broodjies, en sy sien dat die vrou steek nie hand uit nie, en sy sit so diep nadenkend, en kyk na die brood, en sy huiwer om 'n hand uit te steek. En hy kyk so, en hy kyk so in haar oë, en toe sy na haar oë kyk, toe kon hy sien, sy is baie diep aangeraak, en sy is bang, kan ek van hierdie nagmaal vandag eet? En hy sê vir haar, man, you're welcome to take the bread, it's for sinners, you know. Sondaars wat gered is, that have come to Christ. Ek gebruik nie nagmaal omdat ek myself regverdig nie. Ek gebruik dit omdat hy my beveel het. My geregtigheid is in sy seun, en ek gehoorsaam sy bevel. Nou, wanneer gebruik ek nagmaal onwaardig? Bybel sê, in 1 Korintiërs 11, wanneer jy nie die liggaam van die Here, so kom ons praat gou 'n bietjie. Is ons hier Corpus Christi? Beteken liggaam van Christus. Is ons? Okay. As ek iets teen jou het, meneer, het ek 'n probleem as ek die nagmaal gebruik en ek vee my in jou af. Ek en jy het nou net 'n hengse fight gehad, en ek het jou na die mannetjies in die maan gestuur, en jou moet niks uit te waai nie. Hou nie vir jou gesig nie, of van wat jy gesê het nie, maar ek gebruik my nagmaal nie. Maar ek het jou seer gemaak, in my optrede wat ek vir jou gesê het. Wat gebeur nou? Hier sit ek, maar Jesus het vir my gesterf, maar my Jesus wat vir my gesterf het, het gesê, julle moet mekaar lief hê. Die groot gebod en die nuwe gebod wat ek julle gee, dat julle mekaar sal lief hê, dat jy God sal lief hê, en jou medemens, maar in die besonder, dat julle, Johannes 13, as disippels, mekaar sal lief hê. Soos ek nie my saak met jou uitsorteer, voordat ek by die nagmaaltafel kom nie, kan ek skade doen liggaam van Christus. Maar nou sit jy daar agter in die kerk, en jy sien, hier kom die nagmaal by my verby, en ek gryp, en ek eet en drink, niks, dankie Here, ek loof U. Maar intussen het ek met jou 'n probleem, met jou 'n probleem, met daai 'n probleem, ek het met baie mense 'n probleem, my mond nie stil gehou nie, ek het hierdie naweek van julle almal geloop en praat agter julle rug, sê, kyk 'n bietjie na daai en kyk wat doen daai ene. Nou dink jy dit gaan by God verby? So hier's die ding, ek moet seker maak, as ek na die nagmaaltafel toe gaan, dat ek nie willens en wetens, Sondag teen 'n medebroer en suster, en ek vee my in hulle af. Nou okay, die baas by die werk het my gevloek en skel Vrydag, kan ek nagmaal gebruik? Ja! Niks aan my uit te waai nie. As 'n sondaar op jou gevloek en skel het nie. Maar as 'n kind van die Here is, dan moet ek eers gaan mooi sit en dink, wat doen ek nou? Dis hoekom die Bybel sê, as jy by die nagmaaltafel kom, ondersoek jou eie hart, want dit bied jou die geleentheid, want die Heilige Gees wil werk
in 'n atmosfeer van eenheid en liefde. So jy moet eenheid soek en jy moet liefde soek met 'n medebroer en suster. Alraai. So jy klim in die kar en die duiwel weet jy en jou vrou se pad nagmaal toe. Hy maak seker jy het 'n helse fight in die kar op pad kerk toe. Ja. Daar was niks fout julle by die, of net terwyl julle aantrek en klaarmaak in die badkamer en sy sê iets en jy sê iets en julle is in mekaar se hare en ons is op pad kerk toe. Hoekom lag julle so? Dit met julle gebeur. Ek dog dit gebeur net in my huis. Ek voel nou baie beter. So hier's die ding, is dat, dis hoekom die oomblik as soos gebeur, sê ek aan vir myself, be careful now, don't go that route. Moenie die duiwel sy sin gee nie. So die nagmaal, as 'n selfondersoek, bring my tot myself. Hoe tree ek op teenoor ander Christene en die kerk van Christus? Die nagmaal het 'n manier om jou terug te bring na die werklikheid van daai tipe optrede van my en jou. Alraai. Dit is dan wat dit betref, as ek en jy praat oor die nagmaal.